en welkom terug by die Kruiskinderkanaal. Kom ons begin met 'n Hebreëse woord, emor. Dit beteken praat of sê. Maar dit gaan nie net oor praat nie, dit gaan oor hoe ons praat. Wanneer God emor sê, vra hy sy mense om sy boodskap op 'n manier te deel wat waar, vriendelik en helpend is. Selfs die letters en emor help ons om dit beter te verstaan. Die eerste letter Alef herinner ons aan Abba wat eerste kom. Dit beteken ons moet eers aan hom dink, voordat ons praat. Die tweede letter Mem herinner ons aan water, wat lewe gee. Ons woorde moet soos vars water wees. Dit moet ander mense goed laat voel en help. Die laaste letter, Resh, beteken kop of leier. Dit herinner ons om mooi te dink en 'n goeie voorbeeld te wees met wat ons sê. So leer emor ons om Abba eerste te stel, lewe te spreek en ander reg te lei. Nou vloei dit mooi in by wat Abba leer in Levitikus hoofstukke 21 tot 24, waar hy baie oor heiligheid praat. Heiligheid beteken om afgesonder vir God te wees, om anders te leef omdat ons aan hom behoort. Abba is volkome heilig en hy wou hê sy mense moes dit wys in hulle daaglikse lewe. In hierdie hoofstukke gee Abba vir die priesters spesiale riglyne oor hoe hulle moet leef. Hy leer hulle om versigtig te wees met wat hulle doen en hoe hulle optree, want hulle verteenwoordig hom voor die mense. Selfs dinge soos hoe hulle oor dood en hartseer moet optree en wie hulle mag trou, wys dat hulle lewe anders moes wees. Dit klink dalk baie streng, maar dit wys hoe spesiaal dit is om naby aan Abba te leef. Abba praat ook oor die Shabbat en ander spesiale feeste, tye wanneer die mense moes stop, rus en weer aan Abba dink. Dit is deel van hoe hulle heilig geleef het, deur tyd op sy te sit, net vir hom. Dit is ook hoekom ons vandag nog Shabbat hou en die feeste vier. Dit help ons om rustiger te raak, Abba te onthou en nader aan hom te leef. Dit herinner ons dat ons lewe nie net oor onsself gaan nie, maar oor ons verhouding met Abba. Dan gee Abba nog pragtige beelde. Hy sê die lamp in die tabernakel moet aanhou brand en daar moet altyd brood voor hom wees. Dit wys dat Abba altyd teenwoordig is en dat die mense hom altyd moet onthou. Dit help ons vandag om te onthou dat Abba altyd by ons is, by die huis, by die skool en sommer oral. So leer Levitikus ons dat heiligheid nie net groot dinge is nie. Dit is in die klein daaglikse keuses, hoe ons praat, hoe ons optree en hoe ons aan Abba dink deur die dag. Dit bring ons weer terug na emor, want selfs ons woorde kan wys dat ons aan Abba behoort. Hierdie gedagte gaan aan in Esegiel 44 vers 15 tot 31, waar God praat van priesters wat getrou gebly het en ander geleer het wat reg is. Hulle het heilig geleef deur naby aan Abba te bly. Vandag kan ons ook so leef deur 'n goeie voorbeeld te wees vir ons vriende. In die Nuwe Testament sien ons dat hierdie roeping vir almal is. In 1 Petrus 2 vers 4 tot 10 leer ons dat ons deel is van Abba se spesiale volk. Dit beteken ons is ook afgesonder vir hom. Yeshua wys vir ons hoe dit lyk in die praktyk. In Matteus 5 vers 38 tot 42 leer hy ons hoe om nie terug te beklei nie, maar vriendelik te wees. Dit is hoe heiligheid lyk in ons daaglikse lewe, om anders te reageer as ander mense. In Matteus 26 vers 59 tot 66 sien ons hoe Yeshua kalm bly en die waarheid praat, selfs wanneer mense onregverdig is. Dit wys vir ons dat ons ook die regte ding kan doen, al is dit moeilik. En in Galasiërs 3 vers 26 tot 29 leer ons dat ons almal deel is van Abba se familie. Daarom wys ons liefde en respek aan almal. So alles vloei saam in een boodskap. Abba roep ons om heilig te wees, om anders te leef op 'n manier wat sy goedheid wys. En ons doen dit elke dag wanneer ons Abba eerste stel, vriendelike en ware woorde gebruik en die regte keuses maak. Vandag kan jy dit uitleef deur vriendelik te praat, eerlik te wees, iemand te help en te onthou dat Abba altyd by jou is. Kom ons bid saam. Abba, dankie dat U ons leer hoe om te leef. Help ons om heilig te wees, om U eerste te stel en om woorde te gebruik wat goed en waar is.
Amen. Shalom.